Ja, ek sien hier in Suid-Afrika is die volk maar gebreinspoel deur die mainstream media. Want praat jy met hulle oor Iran, dan verduidelik hulle vir jou Iran sponsor terrorists. En wat hulle vergeet, en wat hulle nie weet nie, is eintlik dat die FSA en die Jodestaat een van die grootste sponsors is van state terrorism, terroristegroepe wêreldwyd. Die FSA het ook die ANC ondersteun. Ek onthou ou Joe Biden het baie te sê gehad oor hierdie wit regering. So ja, is die FSA wat oral loop en regime changes uitvoer. Al van 100 jaar terug al, weet ons daarvan. Die Jodestaat krap die hele Midde-Ooste om met sy sogenaamde terroristegroepe wat hy ondersteun. Want hoe meer terroristegroepe daar is, hoe makliker kan die Jode die Weste afpers en die Amerikaanse belastingbetaler afpers vir meer geld en meer wapens en meer geld en meer wapens om hulle self te sustain. Want daardie staat wat daar opgerig is in 1948 kan homself nie dra nie. Nie ekonomies nie, nie finansiëel nie, nie op 'n fisiese wyse nie. Hy kan homself nie dra nie. In elk geval nie vir die 9 miljoen mense wat hulle geloop en impak het daar nie. So hulle doen dit deur middel van oorloë en wapenfabrieke op hierdie stadium en natuurlik die hoeveelheid gelde wat dan nou invloei van die Weste af vir reparasies en hulp en what have you. Biljoene dollar per jaar. So, jy weet as Jesus hulle nou so geseën het en hulle is nou so 'n wonderlike uitverkore volk, om watter rede kan hulle nie op hulle voete staan nie? Hier in Suid-Afrika word die boerevolk so verdruk en tog sy steeds staande. Sy kry baie swaar en sy gaan binnekort nog swaarder kry, maar sy steeds staande. Nou ja, goeie boom dra goeie vrugte, né? Slegte boom dra slegte vrugte. Nou ek het vir jou die bewyse. Ek sê nooit iets as ek nie bewyse het nie. Reg. So luister 'n bietjie na hierdie video. Daar uit die Amerikaanse Senaat Februarie 2025. So dit was sommer nou die dag. Watter terroristegroepe het die FSA oor die jare al befonds en opgelei en what have you. Mr. Roman, are you aware that we are sending $40 million a week to the Taliban? Yes, sir. Can you name other instances of foreign aid going to terrorist organizations? We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Khamsi network in Sudan, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Kataib al-Hezbollah, Hayat Tahrir al-Shams in Syria. Dozens of terror organizations have received indirect assistance from U.S. foreign aid. Rarig. En dan het ons nou ou Hillary Clinton. Sy was op 'n stadium Secretary of State in daai tyd van Libië. En sy het erken dat hulle vir jare die terroriste groepe in Afghanistan en daar in Pakistan en so aan gesponsor het en opgelei het om te veg teen die Russiese magte wat op 'n stadium Afghanistan beset het. So, en toe hulle natuurlik op 'n stadium self Afghanistan beset, hier in vroeë 2000s, wel, toe het hierdie Amerikaanse soldate face to face gekom met groepe wat deur die FSA befonds en bewapen is 'n paar jaar gelede. So, die FSA het geen moraliteit of etiese waardes nie, ons moet net mooi dit verstaan. It's all about money and drugs and olie en bronne en beheer en grondgebied. Dit is waaroor dit gaan. En die FSA het geen probleem om terroristegroepe en selfs militante groepe binne een land te sponsor en op te lei nie. Dit is wat Ground Branch doen. En die CIA het hulle afdeling, naamlik Ground Branch, waar hulle 'n paramilitêre groepering opgerig het. Hulle vat die Tier 1 ouens, die Special Forces, en dan neem hulle oor, en dan daai ouens is dan die killing squads, en dan is die ouens wat jy instuur om ouens te gaan oplei in Syrië, sodat hulle Bashar al-Assad kan teen hom kan oorlog maak en bomme plant en die tipe van ding. FSA is absoluut daarvoor verantwoordelik, maar die Jode ook. Maar luister 'n bietjie wat sê Hillary Clinton. People we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union.
They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. Ja, nou ja, toe kom ons kyk na die betrokkenheid van die Jode staat by die oprigting, befondsing, opleiding van terreurgroepe, onder andere in die Midde-Ooste. Ek glo hulle is natuurlik op ander plekke ook baie besig. En hier het ek nou nog 'n bewys van Joe Kent. Nou iets wat julle miskien nie weet nie, die Amerikaners het besluit dat hulle van Bashar al-Assad ontslae gaan raak, want kyk, hulle wou van Libië se leier ontslae raak, hulle het Libië in 'n totale ashoop verander. Selfde met Irak gedoen, hulle wil dit nou met Iran doen, hulle het dit met Sirië gedoen, hulle het probeer om dit te doen met Afghanistan, daar het hulle nogal hulle alies gesien, hulle bietjie iets probeer met Jemen, daai ouens het hulle 'n bloedneus gegee. Maar in Sirië het hulle die wapens via Libië ingebring, deur Egipte, daar deur Jordanië, tot in Sirië. En hulle het hulle manne gestuur, die CIA-agente, die paramilitêre groepe, die ground branch, om daar opleiding te gaan doen van Al-Qaeda en Al-Nusra en so aan. En toe hulle Bashar al-Assad gelig het, hulle het hom van vreeslike dinge beskuldig, maar toe hulle hom die dag gelig het, die ou wat hulle toe in beheer sit, is een van die topstruktuur van Al-Qaeda. En sy het chopper. En hulle het hom tot ontvang in die Withuis. Trump sê dis 'n oulike jong man. So jy het te doen met ouens wat baie praatjies maak en baie leuns vertel op mainstream media om jou te kry om te val vir die propaganda van nog 'n oorlog. En hulle gaan so aangaan, hy gaan nie hulle nou stop nie, want die Bybel sê dit baie duidelik. Hy sê, daar word gesê, wie kan teen hom oorlog maak? Die draak het hom sy krag en sy mag gegee, wie kan teen hom oorlog maak? Dit is wat ons besig is om te sien. So, hierdie ding sal uitbrei tot jou seuns en jou kinders en jou broers en jou pa ook gedraaf word vir hierdie oorlog, want ons is op pad na die derde wêreldoorlog. Hulle wil ontslae raak van die baie blanke mense, baie wit mense. So ja, hulle het dit gedoen met elke wêreldoorlog, was dit onder andere om getalle te verminder van die blankes. Want God het Israel, dis nou ons wat blank is, beloof, ons sal wees soos die sand van die see en die sterre van die hemel. En ons getalle was baie hoog, veral in die begin van die 19de eeu was ons die vinnigste groeiende ras in die wêreld. Nou ja, totdat die oorloë ingekom het en die voorbehoedmiddels en die pil is byvoorbeeld deur 'n Joodse dokter ontwerp. Ja, en dan kry ons die aborsies, jy moet kyk wie ran die aborsieklinieke, sê ek dit dan, verban hulle my video's. So jy het met 'n totale aanslag te doen teen die blankes, maar jy moet hulle belieg en bedrieg, sodat hulle seuns en hulle dogters sal stuur vir jou oorloë. Maar luister bietjie wat sê Joe Kent, hierdie ou was die hoof van 18 VSA intelligensieagentskappe, hy het dit gekoördineer. Hoor wat hy sê, waar is die Jode oral betrokke? In Damascus, forming that crescent, that land bridge of Iranian supplies going right into Israel's backyard. So the Israelis at the end of the Iraq war were like, no, this is not going to work at all. We have to break this up. We have to go to war in Syria. We have to take down Assad. Arab Spring happened. There was some energy from the people. I think it was somewhat organic. But then in short order, we came in and we said, we're going to work with the Israelis, but we're also going to have to work heavily with the Sunni population on the ground in Syria
to create an uprising. And that's where ISIS came from. We worked directly with Al-Qaeda. Hillary Clinton's emails confirm this. The operations that we were doing to support the so-called Free Syrian Army, and there were some moderates there, but the most effective guys initially were Al-Qaeda and then eventually ISIS. Now, obviously, ISIS got out of control, and they started plotting attacks in Europe. They started plotting attacks in America. They took over large swaths of Iraq. So we then had to go back and put out once again the brush fire that we had started and go after ISIS. And that's where I lost my late wife. But Israel was the driving factor in that. We took down Saddam, who was a strong man against Israel. We then had to go in and take out Assad, who was a strong man against Israel as well. And now this is the third phase. We're going now into Iran to take out that strong government for Israel. And who did we put in charge of Syria? Oh, we handed that whole, well, again, we screwed the whole thing up so much we that handed it to a leader of fucking Al-Qaeda. Yep. He was in ISIS initially. He was in Al-Qaeda initially in Iraq, fighting against us. We had him in jail, joined ISIS, broke off from ISIS, hand-selected by bin Laden's right-hand man, Ayman Zawahiri, to lead Nusra. And then they rebranded. And this is the number one way to fool Americans as a jihadist is just put on a suit and get a good PR company. And then apparently we'll just believe whatever you say. There's videos of this guy holding people's heads that he cut off. Yeah, he's the thug. He's shaking he's a brutal President terrorist. Trump's hand. Yeah, horrible advice. Yep. And so what the fuck are we doing? Exactly. What are we doing? Exactly. Nou ja, die IDF en die Jodestaat self beoefen terrorisme binne in hulle eie land. En is iets wat hierdie klomp evangelical Zionists nie wil hoor nie, en hierdie klomp gebreinspoelde Jode aanbidders in Suid-Afrika wil dit nie hoor nie. Maar die Jodestaat is 'n apartheidstaat. Ek sê altyd, as die boerevolk nie apart mag wees nie, wel, dan kan die Jode ook nie apart wees nie. Dan moet hulle die land deel met al die inwoners, is dit nie waar nie? So ja, dit wat hulle met Gaza gedoen het, die bom van vrouens en kinders en mans, 'n stad van 2 miljoen mense platgevee, lyk soos Hiroshima, dis terrorisme in die ergste graad, dis volksmoord. Dit wat hulle nou doen in die Wesbank is volksmoord. Inteendeel, hulle bewapen die sogenaamde Joodse settlers in die Wesbank met onder andere outomatiese gewere, en hierdie ouens voer raids uit op mense in die Wesbank, op Palestynë in die Wesbank. Hulle kom net eenvoudig in en dan vat hulle jou huis oor en dan jaag hulle jou soos 'n hond uit. Hulle doen dit. Ons sien dit. Die berigte is bevestig. As jy nie daar weet nie, dan is dit omdat jy absoluut in 'n bubbel leef, man. En dit wat hulle nou met Libanon doen, is absolute terreur. So, die plan is om natuurlik die grond daar te steel. Die hele aantal stuk grond wil hulle steel, want hulle is besig met die Greater Israel plan. En ek het voorspel dat daar 'n verskriklike slagting kom in Libanon en die Wesbank, en ons sien dit nou. Miljoen mense is nou ontwortel. Miljoen vlugtelinge alleen in Libanon. Danksy die Jode wat bom daar, met die Amerikaanse bomme, en die Amerikaanse vliegtuie, en die Amerikaners se belastingbetaler geld. Ja, nou as 'n mens so baie geweld pleeg, dan gaan jy op 'n stadium self bloed drink, sê die Bybel. So, maar dit kom. 'n Mens kan nie 'n land bou op oorlog nie. Jy kan ook nie 'n land laat voortbestaan op oorlog nie. Dis een ding om jou grense te verdedig. Dis 'n ander ding om grondgebied te steel en te sê God het dit vir jou beloof, want dit is 'n absolute leuen. God het vir die Jode niks beloof nie. Hy het vir Israel dinge beloof. Die Jode is nie Israel nie. En daar's baie mense wat dit nie wil glo nie, maar hulle is omdat hulle Abraham se beloftes, die beloftes aan Abraham nie ken of verstaan nie. En as jy met hulle daaroor praat, dan kom jy agter hoe dom is hulle. So, die Bybel sê vir Abraham, hy sê, ek sal jou baie nasies maak en konings sal uit jou voorkom. So, julle moet vir my sê, waar het die Jode baie nasies geword en konings het uit hulle voorgekom. Onthou, 'n nasie het grondgebied, hy het taal, hy het kultuur, hy het 'n geskiedenis. So ja, en dan het hy nog koningshuise. Nou, Israel is die blanke westerse nasies. Maar nou ja, solank as wat jy glo, die Jode is Israel, sal jy nooit verstaan wat daar bo in die Midde-Ooste besig is om te gebeur nie. En dit sal jou natuurlik op 'n stadium ook raak, miskien sal jy dan wakker word.